net so 'n bietjie praat oor die dinge wat die Heilige Gees aan my openbaar het en hoe ek dinge nou deesdae sien. Vandat God dit vir my oopgemaak het. Verlede jaar het ek aan minderwaardigheid gely. Ek het gedink as ek in 'n vertrek instap, is almal se oë op my en almal dink net, wat is hierdie persoon? Wat soek sy hier? Sy hoort nie hier nie, sy is nie gekwalifiseerd nie, al hierdie goed. En ek het later eers gaan besef dat dit eintlik die vyand is wat al hierdie gedagtes in 'n mens se kop kom plant. Gedagtes van minderwaardigheid, jaloesie, mense seer te maak in maniere wat jy nog nooit gedink het moontlik is nie. Wat jy nog nooit eens gedink het jy is in staat om tot daai vlak iemand seer te maak nie. En dit was vir my baie moeilik gewees. Eerstens en ek het baie trots gehad ook. So dit was vir my moeilik om in die eerste plek hulp te vra by mense, om daardie hulp te aanvaar, en dit is wat God vir my gewys het. Dis hoekom ek hierdie vak van my wat ek vir 3 jaar gedryf het, hoekom ek het so baie gedryf het, want ek was te trots om enige iemand te vra om my te help. Totdat 'n kollega vir my nommer gestuur het van iemand wat my kan help. En ek het daardie persoon gekontak en ek het toe net besluit, ek gaan, maak nie saak wat dit is, ek moet hierdie ding klaarmaak. En ek het elke Saterdag verlede jaar, dink net vir jouself, 'n Saterdag, elke Saterdagmiddag, dit was ons 2 uur begin met klas, tot so 4 uur toe, het ek uitgesit vir my klasse. En ek het baie hard gewerk daaraan. Ek weet ek het nie uitstekend of wat geslag nie, maar vir my was dit net die belangrikste dat ek dit net slag en dat ek dit net maak sodat ek net kan my graad kry. Want dis net hierdie een vak gewees wat my weerhou het van hierdie volgende fase in my lewe om my permanente werk te kry. Goed en wel. God het my dit gewys en ek het oor my trots gekom om hulp te vra by mense. Hy het my gewys hoe ek geeste moet onderskei. Voorbeeld, wanneer daar 'n gedagte in jou kop inkom en dit is iets negatiefs, so dit is om iemand seer te maak, dit is om 'n lelike ding te sê vir iemand, dit is om iemand af te breek, om jouself seer te maak, om negatiewe gedagtes oor jouself te hê. Dit is nie van God nie. Van God sê vir ons in sy woord, sy planne aangaande ons is planne van voorspoed en nie teenspoed nie. Dis planne van 'n hoop en 'n toekoms. So hy het altyd vir ons die goeie in stoor. Wanneer ons begin neerkyk op onsself en wanneer ons begin dink, maar ek is nie goed genoeg vir hierdie posisie waarin ek is nie. Ek behoort nie hier nie. Dinge om jouself af te breek, jou karakter af te breek. Dit is alles gedagtes van die vyand. Dit is nie van jouself nie. Dit is nie wat jy van jouself dink nie. Dit is die vyand. Wanneer dit kom weer by goeie goed, positiewe dinge, wanneer jy iemand opbou, wanneer jy jouself opbou, jou selfbeeld, wanneer jy jouself opbou, dit is wat die Here wil hê. Wanneer jy sterk genoeg is om uit te gaan en voor mense te praat, wanneer jy sterk genoeg is om te begin met daardie side hustle, ek is jammer vir die Engels, daardie side jobbie wat miskien jou kunswerke, ek meen, bevat, wanneer jy iets doen out of your comfort zone en dit goed is. Dit kan ook van God af wees. En die ding is, wanneer jy iets doen wat nie ander mense seer maak of negatief beïnvloed en afbreek nie, dan moet dit van God wees. Want onthou, die vyand is God se teenstander. So hy probeer soos God voorkom, maar sy agenda is om jou seer te maak, om jou te vernietig. To steal, kill and destroy. Daar, die Engels sê dit vir my bietjie mooier. Dit is wat die vyand se plan is. En hy begin soos met klein dingetjies soos, vat iemand se geld, soos om iemand af te breek, om iemand seer te maak, negatiewe dinge te versprei, ek meen roeme, stories op te maak oor mense. Dit is by daai klein goedjies waar dit begin. Dit lyk vir ons klein, maar dit dra eintlik baie gewig. En later van tyd, wanneer jy nou begin in 'n roetine kom van steel, begin in 'n roetine kom van stories opmaak, begin in 'n roetine kom van mense afbreek, wat ook al the case may be, dan begin gebruik die vyand jou op hoër vlakke.
En dan begin challenge hy jou op groter dinge, soos hierdie keer steel by jou werk, byvoorbeeld. Nou raak dis nie meer by mense rondom jou nie, dit gaan nou na jou werk toe. En dalk is hierdie die werk wat God vir jou gegee het, wat God uit sy genade uit aan jou gegee het. Dan kom dit by breek jou broer of suster af, of ek hoop julle verstaan wat ek probeer bedoel. Dit begin by iets klein en dan escalate dit gaan na iets groter en groter, totdat jy jouself gekry waar dit totaal en al jou lewe gaan ruïneer. En nou, omdat jy by jou werk byvoorbeeld miskien gesteel het, word jy aangekla, of daar word 'n saak teen jou oopgemaak, en nou lê hierdie kriminele rekord op jou naam. Nou kry jy nie werk as gevolg van dit nie. Dit is byvoorbeeld, dat dit begin by die R2 wat jy gevat het uit jou ma se beurs uit. Dat dit begin by die R5 wat jy op iemand se tafel gesien lê het en dit net gevat het. Dit is by sulke klein goedjies waar dit begin. Te stel, ek stel verskriklik baie dinge uit. Dit begin by, moet dit net nie nou doen nie. Doen dit 2 ure van nou af. Dan 2 ure van nou af begin dit, nee, jy is nou besig met iets anders, doen dit 5 ure van nou af. Dan kom dit weer 5 ure van nou af. Nee, doen dit net môre, jy's moeg. Dan kom dit by môre, nee, jy het nog dit en dit en dit wat jy moet doen, doen dit maar net bietjie later. 4 ure daarna, 3 ure daarna, wat ook al. En later gaan raak dit 'n week daarna, later gaan raak dit 'n maand daarna, later gaan raak dit 'n jaar daarna, en dan is jy heeltemal vergeet van jou droom. En dan het jy nie meer tyd vir dit, dan maak jy nie meer tyd vir dit nie. So, wat ek wil sê is, ons het onderskeiding nodig. En wanneer God vir jou met dit seën, dit is wanneer jy tyd spandeer met hom. Hy kan vir jou wys, presies, dit is van my en dit is nie van my nie. En dan ook jou liggaam. Jou liggaam sal ook vir jou sê, veral jou krop, hier op jou mag, sal vir jou sê wanneer iets goed is, wanneer dit reg is en wanneer nie. En ook wanneer jy twyfel in iets, dan moet jy dit nie doen nie. Dit is basies klaar dat jy bevestiging het van die Heilige Gees wat vir jou sê, hierdie ding klink nie reg nie. Moenie saam met hierdie mense gaan nie, of moenie hierdie ding gaan doen nie. En nou gaan jy teen dit wat jy klaar gevoel het. En dit is daar waar daar altyd iets gaan gebeur, of waar iets negatiefs is, of waar jy moes geluister het na wat God gesê het. Want dit is ook hoe die Here met 'n mens praat. Ek meen, jou liggaam is 'n wessel. So, hy gebruik dit ook om met jou te kommunikeer. Ek hoop hierdie 3 dinge kan vir julle 'n klein bietjie duidelikheid gee oor hoe God werk en hoe God dinge aan ons openbaar. Hy is en bly nog steeds dieselfde Jesus. Hy is so groot, hy is so wonderlik en hy is so baie lief vir jou. En hy wil hê jy moet al hierdie vrugte van die Gees ervaar deur hom, en hy wil saam met jou 'n intieme verhouding hê, want hy wil aan jou bekend maak die planne wat hy vir jou het. Ek hoop hierdie boodskap seën julle. Totsiens.